Anton, vandag se vraag is: hoe help jy iemand wat altyd sterk voorkom? Nou, ek neem aan hierdie vraag word gevra want baie keer mense wat sê nee, alles is reg. Ag nee, moenie worry nie. Ag moenie, nee, is reg man, ek weet wat ek doen. Ag nee, moenie worry. Jy weet, kyk na jouself. Ek sal, jy weet, so dit is asof dit so 'n tipe muur is terwyl 'n mens baie duidelik kan sien iemand sukkel. Nou wil 'n mens graag help, maar hoe kan mens daai harde dop deurbreek? Dit is so 'n interessante vraag, Lise, en ek moet sê toe ek aanvanklik bietjie gedink het oor hierdie vraag, toe het ek gedink daar's dalk twee kante van hierdie neutedop, soos wat daar gewoonlik is. Die een deel is dat ek dink daar is sekerlik in elke familie, in elke vriendekring, in elke span wat die werk, weet jy, daardie een persoon wat nie paniekerig raak nie, wat altyd 'n plan kan maak, wat altyd kalm voorkom, ek wil amper sê wat nooit huil nie. En dan kan iemand vra maar, hoe help jy iemand wat altyd so sterk voorkom of so sterk oorkom? Maar ek moet ook sê, daarna het ek gedink aan die vraag of dit dalk iemand ongemaklik maak dat hulle so sterk is, want ons is baie ingestel om mense by te staan en te help. En miskien is dit soms moeilik as iemand nie jou hulp nodig het nie, as jy iemand is wat baie graag wil help. So ek dink dit gaan 'n bietjie na beide kante toe, in terme van, daar is dalk mense wat net sterk is, en hulle vra nie noodwendig vir hulp nie, en daar mag verskeie redes wees, en ek dink mense wat baie graag wil help, vind dit ook soms moeilik, as daar nie 'n nodigheid is vir hulle hulp nie. Ja, dit kom natuurlik daarop neer, mens moet respekteer as iemand nie vir hulp wil vra nie. Selfs al voel jy hulle is desperaat daarvoor, beteken dit nou nie dit is vir jou om hulle in 'n hoek te druk. Sê jy wil hulp hê, ek gaan vir jou hulp gee nie. Maar ek kan ook dink, Anton, as 'n kliniese sielkundige in jou praktyk, moet daar tog mense inkom wat hulle hierdie sterkheid gebruik as 'n beskermingsmeganisme en hulle weet nie hoe om vir hulp te vra eintlik nie. So ons moet seker maar vir hulle ook bespreek. Natuurlijk, natuurlijk. En ek dink ek het baie keer 'n antwoord van mense as ek vra, "Jog, jy dra nou hierdie goed so lank. Hoekom kom jy nou eers hiernatoe?" En as hulle baie keer sê, "Dit is maar wie ek is," of "Ek het so groot geword," of "Van kleins af moes ek die een wees wat omsien na mense rondom my," of "Ek was dalk in die moeilikheid as ek swakheid gewys het." So ek dink aan die een kant, sterk wees is nie noodwendig 'n persoonlikheidstrek nie. Ek dink dit is eerstens iets wat ons leer oor tyd, om sekere dinge op 'n manier te doen, wat ons graag wil beheer uitoefen. Maar ek dink dit is ook, daar's weet iets wat bietjie meer neurobiologies onderliggend is. Want ek dink wanneer iemand hulle emosies beheer en baie keer ook hierdie emosies onderdruk, en baie keer ook hulle angs onderdruk, weet jy, dan is dit asof daar dele van die brein harder moet werk om dan nou sterk te wees of sterk oor te kom. En dis baie keer hierdie prefrontale korteks van ons hier in die voorkant, om dit maar net baie simplisties te stel, wat dan die bestuurder is. Weet, dis die rempedaal wat nou sê, okay, nou moet ek stop, ek moet nou alles bymekaar hou. En dis nie dat daardie emosies net verdwyn nie, dit word bestuur, maar ook ons amygdala, wat ons baie keer oor praat, wat ons alarmstelsel is in die brein, dit hou nog steeds boek van al hierdie goedes wat gebeur, wat jy jouself moet deurwerk, wat jy ander moet dra, en so voort. Maar ongelukkig as ons hierdie emosies onderdruk, weet dan lyk ons kalm aan die buitekant. Dis daai idee van die white picket fences om 'n huis, wat nou alles baie mooi en netjies lyk, maar binnekant fisiologies word ons geaktiveer. Jou hart klop nog steeds vinniger. Jou simpatiese senuweestelsel, dis daai een wat die veg of vlug reaksie ontlok, dit bly aangeskakel. So jy lyk sterk en jy kom sterk, waar jou liggaam werk nog steeds hard. En ek dink dit is baie keer dan waar daai persoon by 'n punt kom wat hulle nou voel, hulle is nou uitgebrand, of hulle kan nie meer hierdie masker dra van sterk wees nie. Ek dink dit is by daardie punt wat ander mense dan begin agterkom, maar weet jy wat, hierdie persoon was nog altyd daar vir ons gewees, maar hoe kan ons nou daar wees
vir die ander persoon, die sterk persoon, veral as daai persoon dit moeilik vind om vir hulp te vra. Ek dink dit help ook om dit te sien, want wat ek nou by jou hoor is nou juis om te sien dat dit is gedrag. Dit is nie noodwendig hoe 'n persoon dink of voel nie. Dit is iets is 'n aangeleerde gedrag van ek wil myself beskerm of ek het nodig om dit te doen om iets vir myself te beskerm of ek is in 'n konteks waar ek is die leier, ek moet so lyk. Dit is die gedrag wat dit is die buitedeels hoe ek sê, dis hoe ek lyk, is hoe ek optree. Nou, kom ons gaan gou terug na goed. Dit is duidelik die persoon is sterk, die persoon het hulp nodig. Nou wil iemand hulle help. En soos ek nou net gesê het, druk hulle nou nie in 'n hoek en skel hulle uit en met 'n vinger in die neus van jy sal nou vir my luister nie. Is daar sagte benaderings of harde benaderings of wat moet 'n mens doen om die persoon te laat verstaan hier is iemand wat bereid is om te kan help as jy die masker wil laat val? Absoluut. En ek dink as ek dit so 'n bietjie saambind wat ek sê van die brein, dis belangrik om te weet die brein reguleer nie net binnekant toe nie net intern nie. Dit is eintlik baie meer in verhoudings wat dit gedrag reguleer. En ek dink dan die belangrike deel as jy dan so 'n persoon wil bystaan, is dit eintlik dan dat jy tyd met hierdie persoon sit en eintlik net vir hierdie persoon 'n baie duidelike boodskap stuur, jy's daar vir hulle. Want wat dan ook gebeur as jy tyd saam met iemand spandeer, is dat daar baie duidelik 'n afname in die aktiwiteit in die amygdala is, daai alarmstelsel raak sagter. Die senuweestelsel wat so geaktiveer word, die simpatiese senuweestelsel, weer eens, dit maak bietjie minder lawaai in die liggaam. En ek dink dit is dan hierdie belangrike ding van in persoon daar wees, soos jy ook vroeër gesê het, nie die persoon in 'n hoekie druk en sê jy gaan nou vra vir hulp nie of ek gaan jou nou vat dokter toe en so voort, want dit aktiveer waarskynlik hierdie persoon se stres weer. Ek dink dit is baie meer belangrik net om die persoon die duidelike boodskap te gee dat weet jy wat, ek dink jy het ons almal gedra vir so lank, maar as jy nou 'n blaaskans wil vat, kan ons seker van hierdie laste oorvat by jou, maar ook as jy nodig het om net hier te sit by my, of as jy wil gaan koffie drink, of as jy net wil gaan stap saam met my, dan doen ons so iets. Dit hoef nie noodwendig net 'n diep gesprek te wees in terme van jy was altyd sterk en nou swak nie, want weer eens dit raak konfronterend. Ek dink dit is eintlik meer dat ons vir die persoon bietjie meer spasie gee waar hulle veilig voel en waar dit nie noodwendig hulle verantwoordelikheid is om in soveel aspekte in beheer te wees nie. En ek dink ook dit is daardie rolle wat ons baie keer inkom wat jy ook gesê het in terme van ek het nou hierdie rol van die sterk persoon en ek is nou amper in hierdie tunnelvisie dat ek dit altyd moet wees, maar daar is meer aanpasbaarheid nodig want nie een van ons kan altyd sterk wees nie. En ek dink weer eens baie keer het ons dit geleer in 'n huis waar jy die een was wat beheer moes neem of waar daar baie chaos was. Maar nou pas ons nog steeds hierdie strategie toe later in ons lewe wat dit nie noodwendig so goed is vir ons nie. En weer in daardie situasies waarin jy groot geword het, was dit dalk nie veilig om hulp te vra nie. Maar om dit te weet, nou is daar mense wat jy kan vertrou, mense wat omgee, en ek dink om vir daardie mense ook nou 'n kans te gee om vir jou te sê, weet jy wat, sit jy terug. Jy kan nou 'n bietjie oorgee, nie net die beheer gedeelte of die sterk wees nie, maar die omgee gedeelte wat ek dink so belangrik dan ook is as jy iemand wil help. Jou beskikbaarheid is so 'n belangrike boodskap, die tyd wat jy spandeer om net daar te wees vir daardie persoon. En ek dink dit is die veiligheid wat dan geskep word, nie alleen in terme van jou teenwoordigheid nie, maar ook net hierdie baie rustige boodskap wat jy stuur. Weet jy wat, ons is saam hier, ons werk as 'n span, so ons leun op mekaar, ons gee vir mekaar iets, en dit is die beste manier om regtig voort te gaan as een van die spanlede sukkel, ook as dit vir jou 'n moeilike tyd is. Kyk, ons het deur die jare het ons geleer dat wanneer iemand sukkel om met hulle te gaan gesels, gee hulle 'n kans om alles vir jou te vertel. En ek dink deur die jare het ons ten minste nou geleer, en dit is die wonderlike woord wat jy net gebruik het, spasie,
dat om vir iemand spasie te gee om maar net te wees. Want baie keer wat ons vergeet is mense het nie altyd die bewoording om te sê hoe hulle voel nie, of dat hulle voel hulle wil dit nou nie vir almal vertel hoe hulle voel nie, maar dit is duidelik hulle sukkel nou. So om vir iemand spasie te gee, so om vir hulle koffie te gee by die werk, jy weet, miskien vat van die werklading gou vir 'n oomblik af, haal die kinders by die skool. Enigiets is daai. Dit is altyd wat ek dink is aanvanklik die beste ding wat jy kan doen vir iemand is om daai net spasie te wees om vir hulle te gee om te wees. Ja, en ek dink daarmee saam in daai spasie is dat jy hoef nie nou iets te doen in daai spasie nie. Jy weet, jy kan ook net rus. En mense sê ook baie keer, maar weet jy, ek het net wilskrag nodig en my broer sê vir my, weet jy, moet net aanhou oefen of jy moet nie swakheid wys nie. Maar dan sal ek vir mense baie maklik sê, weet jy wat, selfs die sterkste brein wat daar is, of die slimste brein wat daar is, 'n deel van die sterk en slim wees is ook omdat dit ontwerp is om rus te kry en rus nodig het. Selfs as jy praat van emosies, selfs die sterkste hart kan nie in isolasie funksioneer nie. Dit het ook nodig om vasgehou te word in koneksie met ander mense te wees. En as ons nie daardie ruskans gee vir ons liggaam, vir ons emosies, vir ons brein, ons denke nie, weer eens dan is daar groter risiko's van angs, depressie wat oor tyd kom, uitbranding en ook dat ons onsself kan isoleer. So ek dink daardie spasie saam met ander mense waar dit ook net gemaklik is om toe te laat dat mense na mekaar kyk. Daardie spasie dink ek gee soveel nie net veiligheid nie, maar ek dink dit gee vir jou daardie geleentheid om te reconnect met mense rondom jou en vir hulle ook die kans te gee om van daardie laste wat jy op jou skouers dra as jy so sterk is, saam met jou te dra. Mense, as julle enige vrae het, kan julle e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer, hy is 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar hier by die gesprek, so gaan kyk gerus daar, deel die gesprek. Jy weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie, maar die heel belangrikste soos altyd, kyk mooi na jouself.